Ek het so 'n tyd gelede vir julle vertel van my Siameeskatmuur hier op my stoep, hier agter my, waar die ry kussings lê, waar die arme worshonde so bitter swaar kry. Waar hulle al hulle lewenslesse kry van katte af. En daar is nie 'n dier wat 'n ander dier beter kan leer as 'n kat nie. Nou, as jong mens, en ek is so spyt. Ek kan nie meer op 'n perd klim nie, want as 'n mens op 'n perd klim, moet 'n mens bereid wees om te kan val. En ek moet nou nie meer val nie. En ek wens so ek kan nog perd ry, maar anyway, as jong mens was ek vreeslik lief vir perdry. Altyd na plase toe gegaan waar daar perde is en dan klim ek op 'n perd se rug en ek ry. En ek dink dit het baie te doen met die feit dat ek 'n boogskutter is. Dat ek is half perd. En ek het nooit dinge so skoue of so gery nie. Maar ek het altyd as ons nou op Kanaven of op Beaufort nou 'n skou gehad het, dat ek stalle toe gegaan. Daar was dit altyd vir my aandoenlik. Party perde het 'n maat gehad. Party het 'n hoendertjie gehad, party het 'n kat gehad, party het 'n bok gehad, maar hy wou nie gaan skou en hy wou nie loop werk of ry of loop mooi spog, net soos 'n perd kan spog as hy nie sy maat by hom het nie. En nou wil ek graag vir julle hoofstuk 2 vertel van die worshonde en die Siamese. Hulle het nou buitekant hier 'n kampie waar hulle toe is, dat hulle nie kan wegveld toe loop nie, want hulle moet saam met my loop. En as hulle nie in die kampie is nie, is hulle by my in die huis of op die werf. En ek kom nou die dag hier in, nou gewoonlik so 10:30, 11:30, as hulle vir my jongen, ons wil nou 'n slag bietjie inkom. Ons wil bietjie in jou oë kyk. En die môre kom ek agter, maar hulle roep my glad nie. Hulle wil nie inkom nie, en ek gaan naand uit, en julle sal my nie glo nie. Wie sit daar by hulle? Nagali, een van die jong Siameeskat kindertjies. Haai julle, en Nagali het nou ingetrek in die kampie by hulle, en sy, snags is my katte in Katland, want die wilde katte en die Siamese katte kom nie so lekker reg in die nag nie. En Nagali gaan nie meer in Katland in nie, nee. Sy bly op die stoep, want hulle slaap ons nou by my in die huis, in die aand. En soggens as ek hulle oopmaak, en ek sit hulle in hulle kampie om hulle besighede te doen, das Nagali daar. Ai julle, en hulle groet haar, en ryk haar, en sy vat hulle koppies so in hulle hande, in haar handjie sag weg, en dan karnuffel sy hulle, en hulle is dood tevrede met hulle kat in hulle kampie. En ek wil my verbeel, dis nou nog nie 'n lang besigheid nie, ek wil my verbeel, die houding van die ander katte het ook 'n bietjie verander, want Nagali se suster, Nampty, sy wil nou ook so as ek nou vir hulle oopmaak by die kampie, by die hek, dan staan sy ook reg en sê sy, hier's ek is ook hier, ek is ook deel van die geselskap. So ek glo, Nagali maak nou die pad vir die worshondjies oop, dat al die katte naderhand by hulle nou en dan gaan 'n bietjie inloer in. Hier kom Leontine Prys nou net hier onder deur die stoel. Sy sê sy is nou nog nie so lief vir die katjies, want sy is 'n ouer vrou en sy is 'n opera sangeres, so sy kan dan nie steur aan honde nie. Maar ek sal vir julle op hoogte hou. Ek hoop daar's 'n lieflike hoofstuk 3 aan hierdie pragtige samesyn wat gebeur het. En as julle so bietjie nou en dan so 10 minute, mens moet die goed maar baie mooi kyk, bietjie op YouTube gaan kyk, sal julle nog sulke diere kamerade by mekaar sien. Diere wat of saam groot geword het of vir mekaar lief geraak het. En dan dink ek so, haai, ons mense is nou so bondsinnig. Ons bevind so fout met almal om ons. Hier is 'n kat wat na 2 hondjies toe gaan en sê, hoorie, ek wil julle maat wees. Ek gaan saam met julle hier loop en ek gaan vir julle beskerm as hier 'n ding aankom. So ek sal met tyd vir julle sê hoeveel kykies nog daar by die honde gaan intrek. Maar hier's 'n pragtige samesyn van hond en kat wat op die oomblik besig is om te gebeur op Teefontein.